Familie en vriende, julle is weer eens gegroet in die wonderlijke naam van die Here Jesus Christus. Die Here is op die troon en die Here het ons bewaar. Kom ons lees vandag almal saam in die boeke van Jeremia 18. Die Bybel sê die werk van die pottebakker, die onpoetwaardigheid van die volk. Vers 1 sê die woord van die Here tot Jeremia gekom. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. Daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker en hy was juist besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak, toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle maak nie, o huis van Israel, spreek die Here, kyk soos klei in die hande van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Ek wil vandag konsentreer oor hierdie gedeelte in die hande van die pottebakker. Ek en u se lewe, familie en vriende is in die hande van die pottebakker. Die Bybel sê dat die pottebakker was juist besig om 'n voorwerp op die skywe te maak. Die Bybel sê die voorwerp wat hy gemaak het misluk, maar die Here het Jeremia afgestuur na die huis van die pottebakker toe. Dis hoekom die Here die platform gebruik om iemand af te stuur na die huis van die pottebakker toe, want miskien het jy al probeer om jou eie lewe reg te maak, om jou eie lewe uit te sort, maar ek en u familie en vriende kan nie ons eie lewe regmaak nie, is net die Here wat ek en u se lewe kan verander. Miskien is jy 'n jong dame en 'n jong man wat vandag luister na die boodskap en jy sê vir jouself, ek is nog te jonk, ek kan nie nou die Here 'n kans gee in my lewe nie. Die duiwel is 'n leienaar. Laat net toe, laat die Here jou vorm. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Die Here is nog besig met jou. Al wat jy moet doen is om toe te laat die pottebakker jou vorm soos hy jou wil vorm. Die Bybel sê dat die Here het die mens gemaak met sy hande. En elke woord het die Bybel sê, en elke ding het God 'n woord gespreek en dit was so. Hy het gesê laat daar lig is en daar was lig. Maar die Bybel sê, hy het sy hande gebruik, hy het sy tyd gebruik, hy het effort ingesit om jou as mens te formeer. En toe begin die eerste sondeval, toe's Adam en Eva in die tuin van Eden sondig. Die probleem is, die Here het met Adam gepraat en Adam opdrag gegee en spesifiek met Adam gepraat en Adam spesifiek gesê, van al hierdie bome mag en vrugte mag jy eet, maar van hierdie een kan jy nie eet nie. Nou die rede hoekom ons lewe soms so gebreek word, van die vyand gebruik die naaste persoon na aan jou, om jou lewe vir jou hel te maak, maar die Bybel sê hier het Adam geëet terwyl Eva vir Adam gee om te eet. So die vyand het gekom na Eva toe en hy verlei vir Adam en hier het Jesus ons in sy hande gehad en hy het ons formeer en ons mens gemaak en die sondeval het ingekom en Adam en Eva sondig en die eerste produk wat God gemaak het, die mens wat hy gemaak het misluk, maar die Here sê dan nou, ek stuur my seun Jesus Christus om dieselfde produk weer te formeer en Jesus Christus gaan sterf aan die kruis vir ek en u se sondes, om die eerste Adam wat gefaal het, om die
die klei wat gevuil het, om dit weer te formeer. En Jesus sterf aan die kruis vir ek en u se sondes, en vandag is die Here nog altyd besig om ons te vorm. Ons is nie waar ons was nie, ons is definitief ook nie op die plek waar ons is nie, ons is nog 'n working proses, die Here formeer ons nog altyd, dis hoekom ek en u nie moet so hastig is nie, ons moet toelaat, laat die Here ons formeer. Baie maal het ek en u 'n besigheidsplanne, en ons wil oornag ryk word, of die besigheid, as laat die besigheid suksesvol raak, maar die pottebakker is nog besig om jou te vorm. Somtyds druk die lewe jou, en somtyds vorm die lewe ons, en ons kan dit nie hanteer, hoe die lewe ons vorm nie, hoe die lewe ons druk nie, maar ek het gekom om vandag vir iemand te sê, dat jou lewe is in die hande van die pottebakker. Die pottebakker is besig om Suid-Afrika te vorm, net elke tyd wanneer die duiwel dink, hy het jou nou, jy het nou 'n senuwee in ineenstorting, jy gaan dit nie maak nie, dan kom die pottebakker in, en hy formeer jou weer, hy vat jou stukkende lewe, hy vat jou verlede, en hy vorm jou weer, van die Here is nog nie klaar met ek en u nie. Mense is soms klaar met ek en u, maar die Here is nog nie klaar met ek en u nie. Kom ons laat net toe, laat die pottebakker ons vorm. Die klei kan nie die pottebakker sê, hoe die pottebakker hom moet vorm nie. Die klei moet die pottebakker vertrou, om 'n voorwerp weer uit te maak. Ons kan nie God sê hoe God ons moet formeer nie, maar ons moet God vertrou, en ek en u moet die proses vertrou, en ek en u moet vertrou, dat die Here besig is om ons te formeer. Toe ons die eerste fout maak, die sonde maak, hoe stuur God sy seun Jesus, om aan die kruis te sterwe vir ek en u, om ons weer eens te formeer. Die Here wil 'n gebroke Suid-Afrika formeer, die Here wil 'n gebroke huwelik vorm, die Here wil 'n gebroke kind vorm, die Here wil gebroke mense, wil God vorm. Al wat jy moet doen is om af te gaan na die huis van die pottebakker, en die Here gebruik die platform Kruiskyk om af te gaan na die huis in Suid-Afrika toe, om te sê, daar was die pottebakker, jy is besig om 'n voorwerp te maak, maar die voorwerp het misluk, soos dit gaan in die hande van die pottebakker, maar die Here is nog nie klaar met jou nie. Wie sê vir jou dat die Here klaar is met jou? Hy is nog nie klaar met jou nie, dis hoekom God nog die dag aan jou geleen het, sodat jy kan besef, hy is nog nie klaar met jou nie, hy is nog besig om jou te vorm, hy werk nog aan jou, hy werk nog met jou, hy is nie klaar met jou nie. Ek wil vandag vir jou sê, laat net toe, laat die pottebakker jou vorm, familie en vriende, laat toe, laat die pottebakker jou vorm, jou lewe is in die hande van die pottebakker. Terwyl Dawid hierdie sonde doen, sê Dawid, laat my liewer val in die hande van die lewendige God. En ek wil vandag afsluit deur iemand te sê, jou lewe is in die hande van die pottebakker. Daar's baie mense wat jou foto vat na Sangomas toe, en hulle vat jou foto, maar ek sê jou lewe is in die hande van die pottebakker. Daar's baie gangsters wat sê dat hulle kan jou lewe net so vat, maar jou lewe is in die hande van die pottebakker. Al wat jy moet doen is om jou lewe, om toe te laat dat die pottebakker jou vorm, soos hy jou wil vorm. En ek wil afsluit deur te sê dat 2000 jaar terug aan die kruis het die Here gedink aan ek en u, en sy kruisdode het ek en u geformeer, het elke mistake wat ek en u gemaak het. Die Bybel sê
elke liewe ding wat aan 'n kruis, wat elke as jy 'n vloek was en jy het aan 'n kruis gesterf, dan is jy van jou sondes vergewe en die Here het die vloek geword aan die kruis en hy het gesterf aan die kruis vir ek en u, sodat die pottebakker ek en u kan vorm. En die Bybel sê, toe hy aan die kruis hang, toe dink hy aan jou. Toe hy aan die kruis hang, toe dink hy aan jou. Toe hy aan die kruis sê, Vader, laat hierdie bitterbeker tog verby my gaan, maar nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Toe is jy in die hande van die pottebakker. Toe hulle die Here, toe hulle die spykers in sy hande kap, in sy voete kap, toe jy in die hande van die pottebakker. En ons weet, familie en vriende, wanneer jy 'n spyker in iemand se gewrig kap, en jy spyker vat, en jy kap hom aan iemand se gewrig, en dan gaan jou hande toe, en dis wat gebeur, toe hulle die spyker vat, en kap dit in die gewrigte van Jesus, toe gaan sy hande toe met jou in sy hande, van jou lewe is in die hande van die pottebakker, en ons weet, toe hulle die spykers kap in sy gewrigte, toe vat dit sy hand, en hy maak dit toe, en hy hou Suid-Afrika binne in sy hande, en is moeilik vir iemand om uit die hande van die Here uit te kom, as God sy hande toegemaak het aan die kruis, en hy hou die hele wêreld in sy hande. Jy is in die hande van die pottebakker, en jy is in die hande van die pottebakker, en die Here het Jesus Christus gegee as losprys vir jou, as 'n bewys dat die Here nog nie klaar is met jou nie, dat die Here jou nog altyd deur formeer, en ek sluit deur te sê, en hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit goed was in die oë van die pottebakker, en ek en u is vandag 'n voorwerp. Ons was op 'n tyd 'n mislukking, ons lewe was stikkend, maar die Here het 'n ander voorwerp daaruit gemaak, en hier staan jy nog altyd vandag, en ons kan sê vandag, soos die Bybel sê, kan daar iets goed uit Nazareth uitkom, wil ek vandag vra, kan daar iets goed uit Suid-Afrika uitkom, kan daar iets goed uit die Bezuidenhout familie kom, kan daar iets goed uit die familie uitkom, kan daar iets goed uit 'n skolliese lewe kom, kan daar iets goed uit 'n prostituutse lewe kom, ja, daar kan, van jou lewe is in die hande van die pottebakker, jou lewe was nog nooit in iemand anders se hande nie, jou lewe was nog altyd in die hande van die pottebakker. Here, ek kom vandag, ek bid vir elke kyker vandag, wat luister na hierdie woord. My gebed is, Here, dat u elke kyker in u hande sal hou. Help ons om nooit u hand oop te maak, sodat ons uit u hand uit kan beweeg nie. Maar ek bid vandag vir ons land, vir ons dorp, vir ons gemeenskap, om die proses te vertrou, wanneer u besig is om ons te vorm. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here seën, die Here versterk u, en as u enige gebed nodig het, kan u die volgende nommer wat u sien, kan u julle met ons kontak maak. Ons wil saam met julle bid. Sê vir jou kind, sê vir jou familie, sê vir jou vriende, sê vir jou kollegas, vandag het ek gehoor, dat my lewe is in die hande van die pottebakker. Tot die volgende keer, Evangelist Nathan Bezuidenhout, die Here seën u. Amen.